Nou in vandag se les gaan ons nog verder met ons afdeling oor analitiese meetkunde. Dis ons derde lesie oor analitiese meetkunde. En in vandag se les kyk ons na die vergelyking van 'n reguit lyn. Nou hierdie les is eintlik hersiening van graad 9 werk. Maar in analitiese meetkunde maak ons vreeslik baie van reguit lyne gebruik. En ons moet dus seker maak dat julle weer heeltemal op hoogte is met die vergelyking van die reguit lyn. Nou as ons gaan kyk na ons standaardvorm van ons reguit lyn, soos wat julle dit in graad 9 geleer het ons mos geleer met ons standaardvorm, werk ons met y is gelyk aan mx plus c. En as julle nou mooi onthou, gaan julle kan terugdink en ons het gesê hierdie m is die gradiënt, verteenwoordig die gradiënt van jou lyn. Wat is 'n ander woord vir gradiënt? Is die helling. Met ander woorde, dis die hoek waarteen die lyn lê, of die skynste van die lyn. Verder het ons nou gesê uit ons graad 9 werk uit, het ons geweet hierdie is ons y as afsnit. Met ander woorde, ons is mos nou met analities ook besig om in ons kartesiese vlak te werk met 'n x-as en 'n y-as. Goed, so daai c verteenwoordig dan die y as afsnit. So kom ons gaan kyk net na ons m, wat ons gradiënt of ons helling is. Dat ons net weer mooi kan onthou, hoe werk hierdie gradiënt. Goed, so ons gradiënt of ons helling is ons m-waarde. Soos ek gesê het, dit bepaal die hoek waarteen die lyn lê. So, as my gradiënt groter is as 0, met ander woorde, my gradiënt is positief, dan gaan ek altyd 'n stygende grafiek hê. So as ek gaan kyk na my grafiekie, onthou dis alles op my kartesiese vlak, as ek 'n gradiënt het wat positief is, dan gaan die vorm van my lyn wees dat hy 'n stygende grafiek is. Met ander woorde, as ek van links na regs, as ek nou 'n mannetjie is wat hier op hierdie punt begin loop, dan gaan ek opdraand loop. En dit sê vir my, die lyn is opwaarts. Of ons praat eintlik van, dis 'n stygende grafiek. Goed, dit is as my gradiënt nou positief is. As ek nou gaan kyk na my gradiënt wat negatief is, met ander woorde, dit beteken hy is kleiner as 0, dan het ek 'n negatiewe gradiënt. Dan beteken dit as ek nou gaan kyk op my kartesiese vlak en ek teken my reguit lyn prentjie, dan gaan ek nou ook my x-as en my y-as hê. En dit gaan beteken, hierdie lyn van my gaan nou soos wat ek van links af na regs gaan ek afdraand loop. Want onthou, ons werk mos nou altyd van links na regs. Met ander woorde, as ek nou hier op hierdie grafiek staan en ek loop teen hom af, dan beteken dit die lyn is afwaarts. En as die lyn afwaarts is, dan kan ons daarom sê, dit is 'n dalende grafiek. So, as ons gaan kyk na ons grafiek, dan wil ons nou 'n gradiëntformule hê. Met ander woorde, ons wil 'n formule hê waarmee ons gradiënt kan
pa. Nou, as ek kyk na my gradiëntformule, dan gaan ek my formuletjie kry, is altyd my verandering in my y-waarde oor my verandering in my x-waarde. Die driehoekie beteken delta y op delta x, wat beteken verandering in y op verandering in x. So ek het, dit is y2 minus y1 op x2 minus x1. Dit is my formule, en dit werk so dat die koördinaatpare staan onder mekaar. My verandering in y op my verandering in x. Met ander woorde, as ek gaan kyk na my twee grafiekies, ek het 'n positiewe of 'n negatiewe grafiek, en ek het nou byvoorbeeld 'n lyn hier wat loop tussen die punt A en B. Hierdie is my punt A, daai is my punt B. So my gradiënt is altyd die helling van die lyn. Met ander woorde, hoe skuins die lyn lê. So B se koördinate is mos nou die punt XB en YB. A se koördinate is die punt XA en YA. Maar net soos wat ons met die middelpunt gewerk het en met die afstandsformule, gaan ons hierso 'n reghoekige driehoekie kan trek. Wat hier 'n hoek van 90 grade maak. So as ek hierdie die punt C maak, dan gaan C se koördinate, hierdie x-koördinaat gaan dieselfde x-koördinaat as B wees. En die y-koördinaat gaan dieselfde y-koördinaat as A wees. Nou kan ek met ander woorde sê, hoe het y verander van B na C toe? So, YB minus YA is hierdie lengte. En net so kan ek nou vra, hoe het x verander? Met ander woorde, x is xb minus die x van A. Ek kan met ander woorde daarom sê, daarom gaan my gradiënt gelyk wees aan die verandering in y op die verandering in x. Wat baie belangrik is dat jy moet oplet dat jou eerste koördinaatpare onder mekaar staan. Ons kan hierdie gradiënt ook uitwerk deur YA minus YB. Dis net belangrik dat dit dan onder die lyn XA minus XB moet wees. Sodat jy kan sien my koördinaatpare vorm weer 'n paar. As ek kyk na my skets met 'n negatiewe gradiënt, dan gaan dit maar op dieselfde neerkom. So, as ek nou my twee punte het, A en B, en ek het my weer 'n lyn tussen die punte A en B, dan is hierdie XA en YA, en hierdie koördinate is XB en YB. Ek gaan op presies dieselfde manier te werk, deur ook nou weer hierso 'n 90 grade driehoekie te trek.
Goed, so ek het weer hier my 90 grade driehoek met my koördinaatpunt C. In hierdie geval is C se x-waarde XA en sy y-waarde is nou YB. Nou net so kan ons gaan kyk wat die verskil nou hier is tussen my y-waarde. So hierdie lengte gaan nou vir my gee y van A minus die y van B. Hierdie lengte gaan vir my nou ook gee die x van A minus die x van B. So my gradiënt bly maar presies dieselfde. Dis my verandering in my y-waarde op my verandering in my x-waarde. So dit is YA minus YB op XA minus XB. En dit kan ook gegee word deur YB minus YA op XB minus XA. Die belangrike ding wat ons hier moet weet net is dat my koördinaatpare moet onder mekaar staan. So as dit YB is, moet die XB onder hom staan en as dit YA is, moet die XA onder hom staan. Goed, so dit is dan my gradiëntformule, die formule wat ek gebruik om my gradiënt te bepaal van my reguit lyn. Nou kry ons tog 'n paar spesiale gevalle. Wanneer ek nou byvoorbeeld 'n lyn het, julle het hierdie in graad 9 gedoen, so dit moet darm nie te vreemd wees nie. Wanneer ek nou weer my x en y assestelsel het, maar ek het nou hier 'n horisontale lyn. Met ander woorde, hy is ewewydig aan my x-as. So ek het 'n A en 'n B. Dan kan ek nou sien hierdie x-koördinaat is XA en die y-koördinaat gaan net 'n y wees. Hierdie is XB en my y-koördinaat is net 'n y. Want onthou argumentsonthaalwe as hy nou hier deur 'n punt gaan, is al die punte op daai lyn het mos nou dieselfde y-waarde. Want hy is horisontaal aan my y-as. So kom ons gaan kyk met ons formule, is ons gradiënt, is ons verandering in y op ons verandering in x. Met ander woorde, dit is y2 minus y1 op x2 minus x1. As ek nou gaan kyk in hierdie geval, het ek nou y minus y. En onder die lyn het ek nou XA minus XB. Dit gee vir my 0 op 0 op XA minus XB. En dit gee vir my 'n gradiënt van 0. Hierdie kan ons ook skryf as die y minus y, XB minus XA, en dit gee vir my 0 op XB minus XA, en dit is gelyk aan 0. Met ander woorde, my gradiënt van 'n horisontale lyn is altyd gelyk aan 0. Goed, dis dan my horisontale lyn. Nou kyk ek na my vertikale lyn. So hoe lyk my vertikale lyn? Dis reg, my vertikale lyn
is weer 'n lyn wat ewewydig is aan my y-as, né? So as ek nou hier 'n lyn het wat ewewydig is aan my y-as, hier van punt A af na my punt B toe, dan gaan hierdie x-koördinaat en B se x-koördinaat mos nou presies dieselfde wees. Want hy lê op dieselfde punt, né, vir hierdie x-waarde, want orals op hierdie lyn het hy presies identies dieselfde x-waarde. Ek het nou nog steeds my y-koördinaat van A en my y-koördinaat van B. So, ons sien nou met ander woorde, ons gradiënt is ons verandering in y op ons verandering in x. Met ander woorde, dis my 1 y-waarde minus my ander y-waarde op my 1 x-waarde minus my ander x-waarde. As ons nou gaan kyk hierna, dan gaan ons sê y-a minus y-b op x minus x. En dit gee vir my y-a minus y-b op 0. En dit maak dat dit ongedefinieerd is. Met ander woorde, my gradiënt van 'n vertikale lyn is altyd ongedefinieerd. Hier kan ek ook hê y-b minus y-a op x minus x, en dit gee vir my y-b minus y-a op 0, wat 'n ongedefinieerd is. Kom ons gaan gou terug na ons horisontale lyn toe. As ons byvoorbeeld nou 'n lyn het, kom ons vat 'n voorbeeld en ons trek hier 'n lyn. Daai was nou tussen A en B, so kom ons trek hier 'n lyntjie wat 'n horisontale lyn is. Dan sien ons hierdie is sê maar min 3 en min 2, en hierdie punt is dan nou ook die punt 4 en min 2, dan kan ons sê die gradiënt van hierdie lyn is my verandering in y op my verandering in x. So dit is minus 2 minus 2 op 4 minus 3. En dit gee vir my 0 op 7, wat gelyk is aan 0. As ek andersom set, m is my verandering in y op my verandering in x, en ek het daar minus 2 minus 2, en ek het nou minus 3 minus 4, dan kry ek, dit is nog steeds 0 op minus 7, en dit gee nog steeds vir my 'n antwoord van 0. As ons kyk na 'n voorbeeld met ons vertikale lyn, ons maak hier nou 'n lyn, en ons sê nou byvoorbeeld x is hier so 3, met ander woorde hierdie is punt 3 en minus 4, en hierdie is die punt 3 en by hierdie een gaan sy x-koördinaat ook 3 wees, en sy y-koördinaat is argumentsonthaalwe 5. So as ek na hierdie perslyn se gradiënt kyk, dan gaan ek kry dat sy gradiënt is die verandering in y op die verandering in x. Met ander woorde, dit is 5 minus
minus 4 op 3 minus 3 en dit gee vir my 9 op 0 wat vir my 'n ongedefinieerde antwoord gee. Of as ek hom anders omskryf, dan is my gradiënt my verandering in y op my verandering in x. En dit is minus 4 minus 5 op 3 minus 3 en dit gee vir my minus 9 op 0 en dit is steeds ongedefinieerd. Die volgende waarna ons gaan kyk is ons ewewydige lyne. Wat beteken lyne wat ewewydig is aan mekaar? Wat is die prentjie wat jy in jou kop kry? Die prentjie wat ek nou baie keer in my kop kry is soos 2 treinspore, né? Hulle loop oral langs mekaar en hulle is oral ewe ver van mekaar af, maar hulle sny mekaar nooit nie. Met ander woorde, as ek 2 lyne het wat ewewydig is aan mekaar, ek het nou hier die lyn AB en ek het nou hier verder een lyn CD. Dan kan ek nou sê, hierdie 2 lyne is ewewydig aan mekaar. Dit beteken die hoek of die helling waarteen hulle moet lê is presies dieselfde. Want dit beteken nou vir my dat hierdie afstand van AB na CD is oral presies dieselfde. So 2 lyne wat ewewydig is aan mekaar, beteken ook mos nou ewewydig of parallel. Dit beteken hulle moet mos presies dieselfde helling hê of presies dieselfde gradiënt. Met ander woorde, die gradiënt, en onthou gradiënt is altyd 'n klein letter m. Die gradiënt van AB moet gelyk wees aan die gradiënt van CD. Dit is baie belangrik dat julle dit moet onthou. Goed, so die volgende voorbeeld waarna ons kyk is 2 lyne wat loodreg is. So as 2 lyne loodreg is op mekaar, wat beteken dit? Dis reg, wanneer 2 lyne loodreg is op mekaar, beteken dit die hoek wat hulle met mekaar vorm, gaan presies 'n 90 grade hoek wees. So wanneer 2 lyne loodreg is op mekaar, dan beteken dit die hoek wat hulle met mekaar maak. So as hierdie lyn AB is, en hierdie is lyn CD, dan beteken dit die hoek waarteen hulle mekaar sny, gaan 90 grade wees. Nou 2 lyne wat loodreg op mekaar is, 2 verskillende gradiënte. 'n Belangrike ding wat julle hier moet raak sien uit my sketsie uit is dat die gradiënt van AB is 'n negatief en die gradiënt van CD is 'n positief. Nou hieruit kan ons 'n baie belangrike afleiding maak met 2 lyne wat loodreg is op mekaar. As ons die 2 gradiënte met mekaar gaan vermenigvuldig, met ander woorde ons vermenigvuldig die gradiënt van AB met die gradiënt van CD, het ek 'n plus maal 'n min wat 'n minus is,
En as hulle loodreg is op mekaar, is die produk altyd gelyk aan -1. So as ons nou mooi kyk na dit, kan ons sien die een gradiënt is altyd die omgekeerde of die resiprook van die ander met die teenoorgestelde teken. So, as ons kyk, as die gradiënt van AB byvoorbeeld 2 is, dan gaan die gradiënt van CD gelyk wees aan -1/2. Want 2 maal met -1/2 is gelyk aan -1. Dieselfde geld as ek het die een se gradiënt, as die een se gradiënt gelyk is aan 1/3, dan gaan die ander een se gradiënt gelyk wees aan die resiprook van 1/3 wat 3/1 is, maar met die teenoorgestelde teken. Want ek kan sien 1/3 maal met -3 is gelyk aan -1. As ek hierdie nou wiskundig gaan skryf, dan moet ek skryf, kom ons maak 'n voorbeeld. So as die voorbeeld vir my sê, ek moet die gradiënt bepaal van die lyn wat loodreg op die lyn y gelyk aan 3x minus 4 is, kan ek sê die gradiënt van die een lyn maal met my gradiënt van die ander lyn moet gelyk wees aan -1. So, wat is hierdie lyn se gradiënt? Hierdie lyn se gradiënt is 3. Met ander woorde, 3 maal met my tweede gradiënt moet gelyk wees aan -1. Ek wil my tweede gradiënt bepaal. Met ander woorde, ek moet deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry my tweede gradiënt gaan gelyk wees aan -1/3. Soos wat julle nou kan sien, is die teenoorgestelde of die omgekeerde. Is die omgekeerde van 3, die resiprook van 3, met die teenoorgestelde teken. 3 is positief, 1/3 is negatief. Wanneer ons die x as afsnit van 'n reguit lyn gaan bepaal, gaan stel ons altyd y gelyk aan 0. So 'n voorbeeldjie wat ons nou hier het sommer met die reguit lyn is y is gelyk aan 3x min 4. As ek die x as afsnit wil bepaal, gaan ek y 0 maak, so ek kry 3x minus 4. Ek wil vir x oplos. Met ander woorde, die 4 kom oor na die linkerkant toe, so ek kry 4 is gelyk aan 3x. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek gaan deel deur 3 aan die regterkant, wat ek regs doen, moet ek links doen. So ek kry my x as afsnit is die punt 4/3. So as ek hom in koördinaatvorm skryf, is dit 4/3 en 0. My y as afsnit. As ek my y as afsnit wil bepaal, stel ek altyd my x-waarde gelyk aan 0. En as julle nou mooi onthou, het ons aan die begin gesê, my c is my y as afsnit, want onthou, hy is nou in standaardvorm, en my standaardvorm is mos nou mx plus c. So hierdie is my c. Maar kom ons gaan kyk, as ons 0 in x se plek instel, dan kry ons 3 maal 0 minus 4, met ander woorde, y is gelyk aan minus 4. Wat bevestig dat c my y as afsnit is? Met ander woorde, as ek my y as afsnit in koördinaatvorm skryf, is dit die punt 0 en minus 4. Nou moet ons ook onthou hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal, want dit is 'n baie belangrike deel.
Ok, so die eerste stapie wat ons gaan doen, ons gaan nou 'n paar voorbeelde doen. Ek skryf net eers die stappe neer wat ons gaan doen. Die eerste ding wat ons gaan doen is ons bepaal ons gradiënt met behulp van ons gradiëntformule. Nou, hoe lyk ons gradiëntformule nou weer? My gradiënt is my verandering in my y-waardes oor my verandering in my x-waardes. Met ander woorde, dis y2 minus y1 op x2 minus x1. Goed, nou die volgende ding wat ek gaan doen, is ek gaan stel dit in my standaard vorm. Hoe lyk my standaard vorm? Ek gebruik my y is gelyk aan mx plus c. So wat gaan ek doen? Ek gaan werk nou vir m uit met my gradiëntformule. Dan gaan stel ek daai m in hierdie plek in. Dan gaan ek een van daai twee punte wat vir my gegee is op die lyn instel om vir c dan op te los. Goed. Of die ander manier wat ons kan doen, ek bepaal in die eerste plek nog vir m met my gradiëntformule, net soos by daai metodetjie. Maar die ander formule wat hulle gebruik, wat hulle baie keer gebruik, is die analitiese formule vir die reguit lyn. Y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1. So die beginsel wat ek gaan toepas is ek stel nog steeds m en 1 punt in. En dan herskryf ek hom na sy standaard vorm toe. Ons gaan nou 'n paar voorbeelde doen, dan gaan julle mooi sien hoe dit werk. Nou blyk my standaardvorm. My standaardvorm is y is gelyk aan mx plus c. Goed, die volgende stukkie wat ons nog by reguit lyne moet doen, is kollineêre punte. Nou, wat beteken kollineêre punte? Ons kan ook praat van saamlynig. Kollineêr en saamlynig beteken dieselfde. As A, B en C kollineêr is, beteken dit jy kan 'n reguit lyn deur A, B en C trek. Om te bepaal of hulle in 'n reguit lyn lê, bepaal ons die gradiënt tussen al die punte. Met ander woorde, as punte kollineêr is, ander woord vir kollineêr is saamlynig, dan gaan dit beteken dat die gradiënt tussen A en B gaan gelyk wees aan die gradiënt tussen B en C, gaan gelyk wees aan die gradiënt tussen A en C. Goed, so ons sal nou 'n paar, by dit ook 'n paar voorbeelde doen. Hierdie is ook net baie belangrike inligting wat julle moet onthou. Feite van wiskunde wat julle moet leer. Goed, so kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. So in hierdie kartesiese vlak van ons, het ons nou die punte PQ en R. PQ vorm 'n reguit lyn en RQ vorm 'n reguit lyn. P is die punt 5 en 6, Q is die punt 1 en min 2 en R is die punt 2 en 0. Nou die eerste vraagie wat hulle vir ons vra is bepaal die gradiënt van PQ. Die volgende een gaan hulle vir ons vra
bepaal die gradiënt van R-kie. Dan vra hulle vir ons, is P-kie loodreg op R-kie? Nou moet jy onthou, ons het nou mos geleer, hoe weet ons wanneer is twee lyne loodreg op mekaar? Dan vra hulle vir ons, bepaal die vergelyking van P-kie. En die laaste vraagie wat hulle hier vir ons vra, is bepaal die vergelyking van R-kie. Goed, so kom ons begin met A. Die gradiënt van P-kie. Met ander woorde, die gradiënt van P-kie is my verandering in y op my verandering in x, wat y2 minus y1 op x2 minus x1 is. So as ek dit uitwerk, het ek 6 minus 2, want onthou ons werk nou met P en kie. 6 minus 2, en onthou 6 se maatjie is 5 minus 1. En dit gee vir my 6 plus 2 op 4. En 8 op 4 gee vir my 'n gradiënt van 2. By B vra hulle vir my die gradiënt van R-kie. R is die punt 2, 0 en kie is die punt 1 en min 2. So die gradiënt, onthou, is 'n klein lettertjie van R-kie is my verandering in y op my verandering in x. Dit gee vir my y2 minus y1 op x2 minus x1. Ekskuus, die hele tyd is R se x-waarde is 'n minus 2. R se x-waarde moet minus 2 wees. Goed, so kom ons gaan aan, ons het nou gelukkig ons fout agtergekom. So ek het nou by die gradiënt van R-kie is 0 minus 2 op minus 2 minus 1. En dit gee vir my 2 op minus 3. Ek kan ook sien, dit moet 'n negatiewe gradiënt wees. Goed, nou vra hulle vir my, by C, vra hulle vir my, is P-kie loodreg op R-kie? Met ander woorde, as ons sê die gradiënt van P-kie maal met die gradiënt van R-kie, dan sien ons dit is 2 maal met minus 2 op 3, en dit gee vir my minus 4 op 3. Met ander woorde, daarom is P-kie nie loodreg op R-kie nie. Hoekom nie? Want my produk van my gradiënte, my produk van die gradiënt van P-kie maal met die gradiënt van R-kie is nie gelyk aan min 1. Dit is my rede dat hulle nie loodreg is nie. Nou vra hulle vir ons, bepaal die vergelyking van P-kie. Met ander woorde, P-kie weet ek se vergelyking is y is gelyk aan mx plus c. P is die punt 5 en 6 en kie is die punt 1 en min 2. Die gradiënt van P-kie het ek nou al uitgewerk in A. Met ander woorde, wat sê ons stappies mos vir ons? Ons eerste stappie sê, bepaal die gradiënt, né? Ons het die gradiënt bepaal met my gradiënt formule, my verandering in y op my verandering in x. En my tweede stappie sê vir my, ek moet dit instel. Stel m
en 'n punt in om vir C op te los. Goed, met ander woorde, my M het ek gesien is, van PQ is 2. So ek gaan hê, Y is gelyk aan 2x plus C. Nou kan ek enige een van hierdie 2 punte instel om vir C op te los. Ek gaan nou sommer die punt P gebruik, met ander woorde, ek gaan die 5 in X se plek instel en ek gaan die 6 in Y se plek instel. So ek kry 6 is gelyk aan 2 maal 5 plus C. 6 is gelyk aan 10 plus C. Ek vat my 10 oor, dit word 6 minus 10 is C. So ek kan sê C is gelyk aan minus 4. My vergelyking is met ander woorde, Y is gelyk aan 2x minus 4. Of as ek nou die analitiese formule gebruik, wat vir my sê Y minus Y1 is gelyk aan my gradiënt, maal met X minus X1, dan het ek nou my punt, ek het mos nou die punt 5 en 6, so dit is Y, as ek het instel, het ek Y minus 6 is gelyk aan my gradiënt 2, X minus 5. So ek kry Y is gelyk aan, ek gaan hier nou alles sommer op een slag doen. 2 maal X is 2X. En dan het ek 2 maal met min 5, gee vir my min 10. En dan gaan ek my min 6 oorvat, en dit word 'n plus 6, en ek kry my antwoord Y is gelyk aan 2x min 4. By E vra hulle nou vir my om die vergelyking van RQ te bepaal. Nou, die eerste een is Y is gelyk aan MX plus C. R is nou die punt, min 2 en 0, en Q is die punt 1 en min 2. Nou, ons het klaar sy gradiënt uitgewerk, so ons weet Y is gelyk aan minus 2 op 3x plus C. Ek sal nou sommer weer hierdie punt instel, so die 0 in Y se plek, met ander woorde 0 is gelyk aan minus 2 op 3 maal met minus 2 plus C, so ek kan daaruit sê C is gelyk aan minus 4 op 3. Met ander woorde, Y gaan gelyk wees aan minus 2 op 3x minus 4 op 3. Of as ons hom met die lang manier uitwerk, of met die analitiese metode, dan het ons Y minus Y1 is gelyk aan M maal X minus X1. So, ek het Y minus 0 is gelyk aan minus 2 op 3 maal met X minus minus 2. So ek kry Y is gelyk aan minus 2 op 3 maal met X plus 2, en dit gee vir my minus 2 op 3x, want onthou nou, ek vermenigvuldig nou hierdie in, minus 2 op 3x, en dan vermenigvuldig ek dit weer met die plus 2, min maal 'n plus is 'n min, 2 maal 2 is 4 op 3. Dis dan ons eerste voorbeeldjie. Ons tweede voorbeeld het ons A is die punt min 5 en min 2. B is die punt
min 1 en 1. En C is die punt 7 en 7. Vraagie is nou, bepaal of A, B en C kollineêr is. Dit beteken saamlynig. Wat met ander woorde, ek met 'n reguit lyn kan trek wat deur A, B en C loop. So, ek gaan dit bepaal deur my gradiënt van A, B te bepaal, my gradiënt van B, C te bepaal en my gradiënt van A, C te bepaal. So my gradiënt weet ek is my verandering in y op my verandering in x. So kom ons begin by AB. Dit gaan wees 1 minus minus 2 op minus 1 minus minus 5. En dit gee vir my 1 plus 2 is 3 op minus 1 plus 5 is 4. My gradiënt van BC gaan wees 7 minus 1 op 7 minus minus 1. En dit gee vir my 7 minus 1 is 6 op 7 plus 1 is 8. As ek 6 op 8 vereenvoudig, kry ek ook 3 op 4. My gradiënt van AC is 7 minus minus 2 op 7 minus minus 5. 7 plus 2 is 9 op 7 plus 5 is 12. En as ek dit vereenvoudig, dan kry ek ook 'n 3/4. Daarom kan ek sê A, B en C is kollineêr. Hoekom is A, B en C kollineêr? Want die gradiënt van AB is gelyk aan die gradiënt van BC is gelyk aan die gradiënt van AC. Goed, ons laaste voorbeeldjie het ons die punte A, minus 1 en 5. B is die punt minus 1 en minus 5. C is die punt minus 7 en 3. En D is die punt minus 5 en 7. Goed, so kom ons kyk hierso, gee hulle vir ons die punte A is die punt min 1 en 5. B is die punt min 1, min 5. C is die punt minus 7 en 3. En D is die punt min 5 en 7. So kom ons kyk hierso. Wat is 'n belangrike ding wat julle by die punte A en B raak sien? Die belangrike ding wat ons nou hier moet oplet by A en B is dat hulle het presies dieselfde x-koördinaat. So as ons hom nou op 'n prentjie gaan teken, ek gaan net 'n klein prentjie hierso teken, dan gaan ek nou kan sien, met ander woorde, ek het hierso 'n vertikale lyn x en y. So by min 1, B is nou weer die punt min 5. Hier het ek nou weer my minus vergeet. So as ek hier by minus 1 'n puntjie het, dan het ek A is die punt minus 1 en 5. En ek het hierso B is die punt minus 1 en minus 5. Met ander woorde, as ek hulle nou gaan verbind, dan het ek 'n vertikale lyn. En as julle nou sal onthou, ons het gesê met ons vertikale lyn, het ons 'n ongedefinieerde gradiënt. Maar kom ons kyk, as ons hom uitwerk, my gradiënt van AB
is my verandering in y op my verandering in x. Met ander woorde, dit is 5 minus 5 op minus 1 minus 1. En dit gee vir my 5 plus 5 is 10, op minus 1 plus 1 is 0, en dit maak dat hy ongedefinieerd is. Die vergelyking van hierdie lyn is met ander woorde orals waar x gelyk is aan min 1. So as ek die vergelyking van AB moet bepaal, dan gaan AB die lyn wees wat gedefinieer word deur x gelyk aan minus 1. Nou vra hulle vir my, ek moet die vergelyking van BC bepaal. B is my punt min 1, min 5, en C is my punt min 7 en 3. So, my gradiënt van BC is my verandering in y op my verandering in x. En dit is nou 3 minus 5 op minus 7 minus 1. En dit gee vir my 3 plus 5 is 8 op minus 7 plus 1 is minus 6. En dit is met ander woorde minus 4 op 3. My vergelyking van BCy is gelyk aan mx plus c. Met ander woorde, y gaan gelyk wees aan minus 4 op 3x plus c. Nou kan ek enige een van hierdie punte gaan instel. Ek sal sommer hierdie b gebruik, en ek sal die y-waarde in y se plek instel en die x in x se plek instel. Met ander woorde, ek het minus 5 is gelyk aan minus 4 op 3 maal minus 1 plus c. So ek het minus 5 is gelyk aan 4 op 3 plus c. As ek c met ander woorde uitwerk, kry ek dit is minus 19 op 3. Ek het met ander woorde y gaan gelyk wees aan minus 4 op 3x minus 19 op 3. As ek die formule gebruik, y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1, dan gaan ek kry y minus 5 is gelyk aan minus 4 op 3 maal met x minus 1. So ek kry y plus 5 is gelyk aan minus 4 op 3 maal met x plus 1. So y is gelyk aan minus 4 op 3x minus 4 op 3, want onthou nou, ek vermenigvuldig hierdie om die hakie uit te kry, en dan gaan ek die 5 ook oorvat, en dit word dan minus 5. So ek kry y is gelyk aan minus 4 op 3x minus 19 op 3. Die laaste vergelyking wat hulle vir my vra, is om die vergelyking van AD te bepaal. So kom ons skryf net gou ons punt weer neer. A is die punt, minus 1 en 5, en D is my punt, minus 5 en 7. So, my gradiënt van AD is my verandering in y op my verandering in x.
Met ander woorde, dis 7 minus 5 op, minus 5 minus 1. En dit gee vir my 2 op, minus 4 wat gelyk is aan, minus 'n half. So as ek AD se vergelyking wil bepaal, het ek Y is gelyk aan MX plus C. Y is met ander woorde gelyk aan minus 'n half X plus C. As ek 'n punt nou instel, dan kry ek 5 is gelyk aan minus 'n half maal minus 1 plus C. So uit dit kry ek dat C gelyk is aan 9 op 2. Y is met ander woorde gelyk aan minus 'n half X plus 9 op 2. Of as ek dit met die analitiese formule doen, dan kry ek Y minus Y1 is gelyk aan M maal X minus X1. My punt wat ek gaan gebruik is maar weer die punt 5 en minus 1. Jy kan enige een van die twee punte gebruik. Y minus 5 is gelyk aan minus 'n half maal X minus 1. So ek kry Y minus 5 is gelyk aan minus 'n half maal met X plus 1. Goed, dan gaan ek my half inmaal en ek gaan my minus 5 oorvat. So ek kry Y is gelyk aan minus 'n half X minus 'n half plus 5. En dit gee vir my Y is gelyk aan minus 'n half X plus 9 op 2. Nou goed, dit was dan nou ons voorbeeldjies. Jy kan nou hierdie werkies lekker inoefen deur al jou huiswerksommetjies te voltooi. Geniet dit.